As 'n mens 'n vriend het, kan jy weet jy's veilig wanneer jy nie daar is nie. Mense is baie keer uitgelewer. Wanneer jy nie by is nie, dan kan mense slegte goed oor jou sê. En dis wat baie keer 'n vriendskap knou is. Jy hoor jou vriend het eintlik saamgepraat. Baie keer het hy die gesprek begin of hy het hulle nie gestop nie. 'n Belangrike deel van vriendskap is dat ek weet my vriend veg vir my eer. Wanneer ek dus nie daar is om myself te verdedig nie, dan is hy of sy daar vir my. En nou is daar maniere om te veg vir iemand se eer. Die ekstreme is natuurlik een van die beste voorbeelde is die van Saulus, wat besluit het dat hy vir God se eer gaan veg, ongeag die koste, en hy het tot die mees ekstreme uiterstes gegaan. So sien ons byvoorbeeld dat hy in Handelinge 9 lasbriewe kry van die leiers, geestelike leiers in Jerusalem, om die Christene wat in Damaskus is, en Damaskus is meer as 200 kilometer van daar af, om die Christene daar in hegtenis te neem, hulle Jerusalem toe te bring, en hulle te verhoor, en hulle te straf vir die fout wat hulle maak. So hy het 'n ywer vir God gehad, wat vir niks gestuit het nie. En hy is inderdaad ook daar weg, en die Bybel sê vir ons, dat hulle het so 40 kilometer 'n dag gereis. So in die laaste dag, voor hy by Damaskus aankom, die mense daar begin gereed maak, want hulle weet hierdie ou het mag en hy gaan dit gebruik. Toe hulle al begin vrees, ons sien dit in Ananias, wat nie met Paulus wou praat later, toe hy, of Saulus toe nog, toe die Here hom na Damaskus toe lei nie. So hulle was bang gewees vir Saulus se ywer. En dis waarvoor hy bekend was, dat hy hierdie geweldige ywer vir die Here gehad het. En dan gebeur daar 'n besondere insident, as hy hom letterlik bloed neusloop, dat hy op die grond moes val, naby Damaskus, toe 'n lig uit die hemel straal. Die ou vertaling nog 'n stukkie ingehaat, en hy het dit nie gehaal in die ander vertalings nie, waar Jesus vir hom sê, ek sien jy skop teen die prikkels, swaar vir jou om teen die prikkels te skop, bedoelende, ek het lankal my oog op jou. Want sien, Saulus, jy is nie besig om my te help nie, jy is besig om my te benadeel, jy staan in my pad. Jou oorywerigheid is nie tot my voordeel nie. En so kan dit wees, dat mens, wanneer jy vir iemand se eer wil veg, kan jy so sterk oorkom, dat jy in die proses die ander een eintlik benadeel. Dis die een uiterste, dat jy te sterk is. Die ander ene wat vir ons meer bekend is natuurlik, is dat ek te min doen. Dat ek glad nie vir God se eer veg nie. Ek is in geselskappe waar daar goed oor hom gesê word, waar daar oor waardes gepraat word, wat hom nie waardig is nie. Ons weet baie keer hoe stryd dit vir ons is 'n vreemdeling die Here se naam uitelik gebruik. En dan bly ons maar stil. En dan het ek gedoen wat 'n vriend nie vir sy vriende doen nie, en dis ek het nie vir sy eer geveg nie. Ek weet dat die Here vir my eer veg. Ek weet dat die Here geen kans verby laat gaan om mense te herinner aan die hoë waardes wat hy vir sy kinders het nie. En wanneer dit my beurt is, in sy naam in gedrang kom, dan is ek baie keer doodstil. So dis die twee uiterstes. Ek kan of te sterk wees, te hard oorkom, of ek kan te passief wees. En elkeen van hierdie twee is verkeerd. Ons kan nie sê die een is beter as die ander een nie. Die stil swaaye is beter as die een waar ek te veel gesê het nie. Of waar ek in mense se geselskap skielik iemand gestop het en op 'n lelike manier vir hom gesê het dat dit verkeerd is wat hy doen, en almal was geskok gewees. As sou ek myself kon saamleef, dit was nie reg nie. Die ander een is ook nie reg nie. En dit is dat ek te min doen, niks doen baie keer. En ons gaan vandag kyk na die regte manier van doen. In 1 Petrus 3 sê die Here, en die Bybel praat baie daaroor, van hoe Christene se optrede moet wees teenoor mense wat nie die Here ken nie, en nie sy waardes volg nie, maar ek in hulle geselskap is. En ons gaan belangrike riglyne kry, wat ons gaan help om hierdie ding te gebruik. Nie maar net kennis te neem en in gedagte te hou nie, maar beginsels te verstaan, hoe ek in iemand se geselskap kan optree, dat die Here se eer gepas verdedig word. Dink lekker daaroor, geniet dit om dit te gebruik. Here, U is vir ons oneindig kosbaar. Ons respek vir U het nie perke nie. En daarom is dit vir ons swaar en seer, wanneer U benadeel word, en dan nog erger, ons niks doen nie. Partykeer bely ons, dat ons te veel probeer doen, en dan ook skade doen. Wil U vandag, deur U Gees in ons harte werk, in ons besinning, om ons U gesindheid te leer, hoe ons ferm en met respek vir die eer kan veg. Dankie Here dat ons dit kan doen. Amen.